Welkom terug graad 12. Ek hoop julle het 'n fantastiese Paasnaweek gehad en 'n geseënde tyd saam met julle families. En ek hoop werklik julle het 'n bietjie tyd gekry om te rus. Ek dink dit moet vreeslik woes wees op hierdie stadium met almal wat die hele tyd vir julle goed deurstuur en 'n dag is ook net so lank. So, ek gaan my lesse bietjie korter maak van hierdie week af, nou dat ons weet ons het nog 3 weke van lockdown. So my beplanning is om hierdie week die oog te begin en klaar te maak en volgende week die oor te begin en klaar te maak en dan die derde week gaan ek besluit of ek voorplanting gaan klaarmaak en of ek gaan begin met planthormone. So dis wat vir ons voorlê. So ons begin vandag met die menslike oog en dit is een van my favourite stukke werk van die jaar, die oog en die oor. Volgens die kinders is die oog en die oog is gewoonlik nie vir die kinders baie moeilik nie, die oor het so bietjie meer detail in, maar dis regtig baie lekker werk. So ek hoop jy geniet dit so baie soos ek. Kom ons begin. So as ons kyk op bladsy 147 dan sê hulle vir ons daar, jy weet reeds dat alle lewendige organismes oor die vermoë beskik om op eksterne en interne omgewingsveranderinge bekend as stimuli te reageer. Dan sê hulle vir ons reseptore is gespesialiseerde selle wat stimuli kan waarneem en highlight, ek het vir jou van die begin af gesê, 'n reseptor is baie spesiaal want dit kan 'n fisiese ding in 'n elektrochemiese impuls omskakel en daar kan jy dit highlight. Dan sê hulle vir ons daar reseptore neem verskillende stimuli waar, lig, klank, temperatuur, druk, pyn en chemiese stowwe. So as ons kyk na die menslike oog, gaan sê hulle vir ons daar, die reseptore wat ligstimuli waarneem, staan bekend as, en ek wil hê met hom highlight, fotoreseptore. Nou jy weet dit almal, omkring dit net gou vir jouself, foto staan vir lig. So met ander woorde, al wat hierdie reseptor gaan doen is hy gaan 'n ligprikkel vat en hy gaan hom omskakel in 'n elektrochemiese boodskap. En dit word in die oog gekonsentreer. Die oog maak dit vir die mens moontlik om te kan sien. So waar is die ligging van die oog? Hulle sê vir ons daar die twee oë is in benerige oogkaste aan die voorkant van die skedel geleë. Nou hierso kan jy baie mooi sien. Jy het jou benige oogkas en jy kan ook sien dat daar redelik baie vetweefsel rondom jou oog is. En die rede vir hierdie vetweefsel hierso, selfs aan die bokant en tussenin, is vetweefsel is altyd 'n skokabsorbeerder, nommer 1 en nommer 2. Hy voer die benerige oogkas uit want jou oog moet mos kan beweeg. So hierso kan jy nou sien hy gaan links en regs kyk, jy het al hierdie optiese spiere wat hier hardloop. En as daar nie 'n lekker lining was nie, dan sou jou oog, want jy gaan nou sien jou oog is 'n baie sagte squishy struktuur, dan sou daai oog deurgeskuur het teen hierdie benerige oogkas. So daai vetweefsel is verskriklik belangrik. Dan sê hulle vir ons as ons kyk na die struktuur van die oog. So hulle sê vir ons die vorm van die oogbal is min of meer sferies en jy gaan sien jou oogbal se vorm speel 'n verskriklike groot rol. As jou oogbal 'n bietjie anderster geshape is as wat hy moet wees, dan gaan jy baie definitief visuele gebreke of probleme hê. En dan sê hulle vir ons die ooglede en die wimpers beskerm die oog teen vreemde voorwerpe. So hierso kan jy nou mooi sien, weet ons van ons oogwimpers, is hierdie gedeelte hier. En ons ooglede weet ons kan oop en toe gaan en ons weet ook ons ooglede het 'n lubricating function waar dit jou oog half klam maak. Dan sê hulle vir ons daar die voorkant van die oog waar deur 'n dun slijmvlies die conjunctiva bedek en ek wil hê jy moet hom gaan highlight. Dan sê hulle vir ons en hierdie vliesie is baie spesiaal. Die vliesie self besit pynreseptore, highlight dit, wat deur stof en vreemde partikels gestimuleer word en die oogkniprefleks tot gevolg het. Nou jy onthou ons het net onlangs geleer van reflekse. Jy het onthou dat jou knieruk-refleks en al die ander reflekse hardloop deur jou rugmerg. Maar hierdie oogkniprefleks hardloop nie deur jou rugmerg nie, want dit gaan hom stadiger maak, want dan moet hy afgaan en terugkom. So hy gaan letterlik net tot by my medulla oblongata en terug en hy het 'n vreeslik belangrike rol. Nou die conjunctiva kan jy nie so mooi op hierdie skets sien nie, so ek gaan hom gou vir jou inteken want ek wil hê jy moet altyd onthou, ons gaan nou leer van hierdie ouetjie die cornea en dan gaan jy sien dit kan nogals confusing raak. Op sketse teken hulle die conjunctiva altyd vir jou so, hulle teken hom so al die pad om. En dan maak hulle hom met sulke puntjie. So ek gaan dit vir jou later in ander sketse wys. Die rede hoekom hulle dit vir ons so teken is omdat dit half 'n los vliesie is wat net die voorkant van my oog bedek. Dan sê hulle vir ons daar die binnekant van die oog se lid is ook met die conjunctiva uitgevoer. So wat ek wil hê jy moet sien is, hy is nie reg rondom die oog soos hierdie laagie byvoorbeeld wat die cornea is nie. Hy is aan die binnekant van die ooglede en hy's los om die buitekant gestruktureer. So ek gaan dit weer nou vir jou wys, maar as jy dit op 'n sketsie moet soek vir 'n conjunctiva, dan sit altyd die een wat so bietjie, wat die heel eerste lyntjie, as jy nou jou lyntjies van vooraf lees. Dan verskriklik interessant.
Die volgende deel wat ons kry is 'n traanklier. Nou die traanklier is aan die bokant van die oogbal geleë en highlight. Hy skei antiseptiese trane af wat die konjunktiva teen bakterieë en uitdroging beskerm. So jou traanklier het 'n baie significant funksie. Hy het 'n baie belangrike rol om te speel deurdat hy daai antibakteriële en antiseptiese vloeistowwe afskei. Maar behalwe vir dit, het jy geweet dat jy verskillende trane kry. In Amerika het hulle begin om in die hof jou trane letterlik op te vang en dit te gaan toets, om te kyk of jy regtig berou toon as jy byvoorbeeld 'n moord gepleeg het en of jy net 'n goeie akteur is. En dit gaan alles oor die proteïen en die soutkonsentrasie van jou trane. So geforseerde trane het 'n laer sout en 'n laer proteïen konsentrasie en trane wat eg is, het 'n hoër proteïen en hoër soutkonsentrasie. Kom ek wys gou vir die volgende. Hulle sê vir ons daar, not all tears are created equal. Die eerste soort is basal tears of basale trane. Dan sê hulle vir ons daar, sy werk is maar basies om te lubricate en te voed. Die tweede soort trane wat ons kry is reflex trane, wat die oog byvoorbeeld gaan beskerm, soos wanneer jy 'n ei sny en jou oë begin net van self traan. En dan die laaste tipe trane is die mees bekende tipe trane wat almal ken, en dis maar die gewone trane wat veroorsaak word as gevolg van emosie, soos byvoorbeeld as jy 'n fliek gekyk het of na 'n fight of wat ook al. En dan sê hulle vir ons daar, hierdie trane is hoër in proteïene as ander tipe trane. En dan sê hulle, ek het 'n ander artikel gelees waar hulle vir jou verduidelik van die soutkonsentrasie. So kyk gou na die volgende foto. Hierso kan jy baie mooi sien dat trane verskillende samestellings het. So die eerste een linksbo kan jy sien is trane as gevolg van emosie wat hartseer is, en dan kan jy sien trane tears of change, dan trane wat gevorm word in die teenwoordigheid van 'n stof, 'n vlugtige stof wat jou oë geïrriteer het, en daar kan jy sien hoe lyk trane as jy byvoorbeeld gelag het. So mens kry verskillende soorte trane net vir interessantheidsonthaalwe. Dan sê hulle vir ons, die oog is voorsien van 6 oogspiere, en ek wil hê jy moet vir jouself 'n linkpyltjie daar gaan maak, gaan skryf vir jouself, ons noem dit ons optiese spiere. 6 oogspiere wat oogbewegings in alle rigtings, naamlik van kant tot kant, op en af, as ook diagonaal moontlik maak. So jy kan sien daar's 'n spier in elke liewe gedeelte van hierdie oog vasgemaak, en dit gaan maak dat hierdie oogbal na my toe of weg van my af kan kyk, ek kan op en af kyk, ek kan in die rondte gaan. So daar's nie 'n rigting wat voor jou is waar jy jou oë nie in kan vat nie. Dis hoe jy dit reg kan kry as jy jou oë reg rondom die wêreld rol vir iets wat jou ouers vir jou gesê het. So dis as te danke aan daai 6 oogspiere. So wat daai 2 sketse aanbetref, hulle sal nie sommer vir jou vra om dit te teken nie, maar dis definitief benoemsketse. En onthou as ek sê benoemsketse, dan gaan hulle nie vir die prentjie gee en sê benoem hom nie. Ons is nou nie meer in graad 9 nie. So hulle gaan vir jou hom label en vir jou vra wat is die funksie van hierdie deel, wat is die funksie van daai deel, waarom is hierdie deel belangrik, hoe help hierdie deel om die oog te beskerm, wat is die biologiese belangrikheid van daai deel. So dit is hoe jy dit moet gaan leer as jy gaan leer. Right, so as ons nou kyk na die oog se inwendige bou, dan sê hulle vir ons daar, die oog bestaan inwendig uit 3 lae. Ons het 'n buitenste veselagtige laag, dan het ons 'n middelste bloedvatryke laag en dan het ons 'n binneste ligsensitiewe laag. Nou, ons gaan vandag die buitenste en die middelste laag doen, en dan sal ons môre met die binneste ene aangaan omdat hy bietjie meer kompleks is. Nou, as ons kyk, ek gaan nou weer eens nie saam met jou deur jou sketse byskrifte gaan nie om tyd te spaar en om die slideshow en die video bietjie korter te hou, want ek gaan al die dele met jou bespreek, en soos ek dit met jou bespreek, wys ek dit vir jou op die slides. So net om gou-gou vir jou te wys voordat ons begin met die buitenste laag. Heel buite, daar kan jy sien die wit laagie gaan my buitenste laag wees. Dan gaan ons middelste laagie kry wat hulle vir ons gesê het is 'n bloedvatryke laag, en jy kan sommer klaar al die bloedvaatjies daar sien. En dan gaan ons heel binneste laagie kry, en dit gaan ons laagie wees waar ons fotoreseptore gaan wees. Dit gaan die senuwees wees wat die lig kan omskakel in 'n impuls. So die buitenste veselagtige laag is basies wat vir die oog sy struktuur moet gee. Nou onthou ek het nou gesê die oog het 'n sferiese struktuur, en daai struktuur is vreeslik belangrik. Die oomblik wanneer my oogbal 'n bietjie uit shape uitgaan, sê nou maar ek trek my oogspiere
en hy trek my oogbal bietjie langer of bietjie platter, dan gaan ek glad nie kan sien nie, want dit gaan alles oor waar die lig fokus. So dis hoekom hierdie laagie so verskriklik belangrik is. Alhoewel ek nou ook vir jou gesê het, my oog is 'n sagte squishy struktuur, ek wil hê jy moet aan hom dink soos as letterlik as jy aan 'n dryfkorrel vat. 'n Dryfkorrel het 'n ferm vorm, maar as ek wil, kan ek hom bietjie druk en hy gaan bietjie langer word of hy gaan bietjie ronder word. So dis basies hoe die oog is. Hy het bietjie meer vloeistof aan die binnekant as 'n druiwekorrel, maar hy's nie 'n soliede struktuur soos 'n lychee byvoorbeeld nie, aan die buitekant nie. So ek wil hê jy moet sommer klaar die twee name highlight. So die eerste ene is, hierdie buitenste laag bestaan net uit twee lae. Hy het 'n sclera en hy het 'n cornea. Goed. As ons na dit kyk, dan gaan jy sien die heel buitenste laagie, daar het ek om vir jou om 'n kring, is definitief die sclera, maar nou wat ek wil hê jy moet sien is, die sclera van hier af, vorm van die sclera al die pad so om, en hier om tot die voor, maar dan daarna, daar waar die oog actually moet kan sien, kan hy nie 'n wit laagie wees nie, dan moet hy 'n deurskynende laagie wees, maar dis nog steeds die buitenste laag. So hulle verskil in kleur, en daarom verskil hulle in naam, maar dis dieselfde layer. So met ander woorde, hierso kan jy baie mooi sien, die cornea is die voorste gedeelte, dis tog hier waar lig moes nou gaan inkom. So hy kan nie ook wit wees nie, ek gaan nou dit vir jou lees in die boek. So met ander woorde, dis nog steeds dieselfde laagie, maar hy is deurskynend. So hier kan jy nou baie mooi sien. So die sclera is 'n wit laagie en hy gaan oor in 'n deurskynende laagie en dan noem ek daai deurskynende laagie die cornea. So hulle sê vir ons daar, die sclera is, en jy kan dit highlight, 'n sterk wit, onelastiese bindweefsellaag wat die buitenste laag van die oogbal uitmaak en tot by die deursigtige cornea highlight aan die voorkant strek. Nou dis verskriklik belangrik, as ons oog 'n te sagte struktuur was, dan elke keer wanneer ek my oogbal heen en weer wil beweeg, as ek gou links wil kyk of regs wil kyk, dan sal my hele oog se vorm verander het en ek sou glad nie kon sien op daardie stadium nie. Imagine as jy jou oog vir jou ouers rol, en hoeveel shape sou hy gewees het met al daai rolaksie wat jy omgegaan het. So vandat jy hom van regs af omrol tot by links, sou hy die elke keer so 'n punt getrek het, soos wat jy ombeweeg, né? So hy kan glad nie van vorm verander nie, want dan kan die lig nie fokus nie. Die plek waar die lig fokus is een piepklein kolletjie, ek gaan dit so lank vir jou wys, net dat jy beter kan verstaan. Hier agter sit 'n piepklein kolletjie. Die lig moet elke keer presies daar fokus vir jou om 'n beeld te kan sien. Dis hoekom die sclera so belangrik is. Maar soos ek nou reeds weer gesê het, hy kan nie wit wees aan die voorkant nie, want dan gaan die lig nie kan inkom nie. So wat is die funksies van die sclera? Dit beskerm die inwendige dele van die oog. So met ander woorde, dit hou lig van buite af uit, so om seker te maak lig kom nie van hier af in nie, nommer 1. Dan sê hulle ook vir ons daar, dit help om die ronde vorm van die oogbal te behou. Gaan skryf my daar in hakies by spiere, sodat jy kan onthou, dis nie asof as jy jou kop stamp, jou oogbal se shape gaan verander nie. Dit gaan oor jy het 6 vreeslike sterk spiere, en hulle kan daai oogbal actually uit shape uittrek. Maar dan sê hulle ook vir ons, dit dien as vashegtingsplek vir hierdie selfde spiere, want hy is so dik en sterk en onelasties. Right, nou die tweede gedeelte het jy nou gesien, is die cornea, en dis nou die deurskynende gedeelte. Nou sê hulle vir ons daar, dit is die voorste, deursigtige gedeelte van die sclera, wat, highlight die woord, meer konveks as die res van die oogbal is. Nou, ek is seker almal weet van konveks en konkaaf, so net gou op die slide, daar kan jy sien, so iets is konveks, en so iets is konkaaf, so hier kan jy sien wat hulle bedoel, hy is meer konveks, en dit het alles met ligbreking uit te waai, en op hierdie foto wil ek net gou vir jou wys, hierdie sal byvoorbeeld dan die konjunktiva wees, die los laagie. So kom ons kyk gou wat is sy funksie. So hulle sê vir ons daar, hy laat ligstrale deur na die binneste lede van die oog en highlight, hy veroorsaak breking van die inkomende ligstrale. So op hierdie foto kan jy nou baie mooi sien, daar lê my sclera, jy kan nou sien wat hulle vir ons gesê het van hy is wit. Op hierdie foto kan jy nie mooi sien dat die cornea deurskynend is nie, maar as jy nou na die oog kyk, dan is dit nou maklik om ook te eien. Hierdie hierso is dus die sclera, en hierdie gedeelte wat van hier tot hier strek, moet dus die cornea wees. So hierdie is alles een laagie, maar wanneer hy bo oorgaan, dan word hy deurskynend en hy kry 'n ander naam. En op hierdie kan jy ook sien, as ek die lyn net mooi moes reguit aantrek, alhoewel daai nou nie 'n baie mooi reguit lyn is nie, maar as ek die lyn nou net mooi moes omvat, dan sou
hy nie so punt gemaak het nie. So hierdie is wat hulle vir ons sê, hy is meer konveks, sodat hy lig makliker kan breek. So as ons die ligbrekingsproses doen, dan gaan jy dit mooi verstaan. En dan wou ek net vir jou hierdie wys, want dit is so interessant. Hulle sê vir ons daar die kornea is die enigste orgaan in jou hele liggaam wat geen bloedtoevoer het nie. Dit kry sy suurstof direk vanaf die lug af. En jy kan sien, hy is heeltemal deurskynend. So waar is die bloedvate wat veronderstel is om hom te voed? Hy het nie. So hy kry sy suurstof direk uit die lug uit. So nou dink jy vir jouself, okay, en as ek slaap en my ooglede is toe, hoe gaan hy dan asemhaal? Dan het hy genoeg suurstof om nog steeds sy funksie te verrig en lewendig te bly, want hy is gemaak van selle, wat hy kry as gevolg van diffusie van die sklera af. So dan sal daar vanaf 'n hoë konsentrasie in die sklera suurstof na hom toe diffundeer in die kornea, maar die res van die tyd wat jou oë oop is, kry hy sy suurstof direk uit die lug uit. Raai, dit bring ons by die middelste bloedvatryke laag en dit is 'n verskriklike lekker en interessante laag, want hier is 'n paar goed wat ek dink jy regtig nie geweet het is in jou oë nie. So hulle sê vir ons daar, hy bestaan uit 4 goed. Hy het 'n koriet, 'n ciliare liggaam, en dan sê hulle in jou boek vir jou daar en 'n iris. Maar ek wil hê jy moet weet van die lens wat daarby is. Nou die iris en die lens val in dieselfde spasie, maar dis nog steeds 2 aparte goed wat apart bespreek word. So hulle gaan nooit vir jou vra noem die 4 of die 3 goed waaruit die middelste laagie behoort nie. So moenie stres as jy boek 3 noem en ek noem 4 nie, maar daar is 4 goed wat daar voorkom. So hulle sê vir ons daar, die lens, suspensoriese ligamente en die pupil is strukture wat ook met die middelste bloedvatryke laag geassosieer word. So dis hoekom ek hom by my nommer 4 ingesit het. Goed, so kom ons gaan spoor hulle gaga op. Daar kan jy sien is die koriet. So as jy hom nou moet kry, dan gaan dit jou tweede laagie van buite af wees. Daarso kan jy sien is jou ciliare liggaam. Hy gaan verskriklik belangrik wees vir die proses wat ons noem oogakkommodasie. Daar kan jy sien is jou iris. Nou glo dit of nie, maar hierdie grys streepie wat jy hier op die skerm sien, gaan basies die gekleurde deel van jou oog wees, as ons hom van vooraf kyk. Die iris is my favourite gedeelte, en dan daarso kan jy sien is jou lens. So dit is die gedeeltes waarna ons verwys as ons praat van my middelste bloedvatryke laag. Okay, so ons sit hulle gou in kleur, daar's my koriet. Nou wil ek hê, omdat dis hoekom ek hom vir jou in kleur wys, ek wil hê jy moet sien, die koriet gaan basies, ek gaan dit gou vir jou net intrek met die pen. Hierso kan jy sien, die koriet gaan basies oor in daai gedeelte, wat ons noem die ciliare liggaam. Dis hoekom hulle albei in die middelste laagie is. Net soos wat die sklera oorgegaan het in 'n kornea, so gaan die koriet oor binne in die ciliare liggaam, en sien jy die ciliare liggaam gaan oor binne in wat ons noem die iris, en dan is die lens nog steeds deel van dit. So ons begin dadelik met die koriet. Hulle sê vir ons daar die koriet is 'n baie dun, maar 'n donker, gepigmenteerde bloedvatryke laag. So nou wat hierdie laagie spesiaal maak, is die feit dat hy letterlik eintlik pik swart gepigmenteerd is. So op hierdie foto kan jy dit nou nie sien nie, maar ek gaan dit later vir jou baie mooi wys. Hier kan jy sien hoekom hulle vir ons sê hy is bloedvatryk. So ons kan baie mooi sien, dit is die laagie wat al die bloedvate gaan besit. So die sklera op hierdie foto kan jy sien, het geen bloedvate in hom nie. Maar die koriet is so bloedvatryk, hy voorsien die res van die oog, behalwe vir die kornea, voorsien hy van suurstof en voedingsstowwe, en hy vervoer ook al die afvalstowwe weg. So hy is vreeslik belangrik wat dit aanbetref. Goed, so hulle sê vir ons wat is die funksies. Nou, onthou ek het nou vir jou gesê, hy het 'n pik swart pigment in. Jy gaan dit op geen van hierdie foto's regtig sien nie, maar ek het vir jou later 'n regte oog in om dit vir jou te wys. So wat belangrik is van hierdie pigment is, hy is juist pikswart sodat wanneer 'n ligstraal van hier af inkom, as daai ligstraal inkom, is hy veronderstel om net op daai een plekkie te skyn, wat ons later van gaan leer, ons noem hom die geel vlek of die fovea centralis. As hy inkom, mag hy nie reflekteer nie, want die oomblik as die lig binne in jou oog begin reflekteer, dan vorm daar te veel beelde en dan kry jy 'n blurry image. So al die lig wat inkom, wat hier byvoorbeeld skyn en wat hier byvoorbeeld skyn, moet geabsorbeer word. Net die lig wat op die geel vlek val, mag vir jou 'n beeld vorm, en jy kan vir jouself dink, daar kom lig van alle kante af in jou oog in.
al daai lig word nie gekanaliseer op die geel vlek nie. Van hierdie lig gaan verby en dit gaan val daar, en van die lig gaan verby en dit gaan val daar. So dit is hoekom daai pigmentlaag so belangrik is. So by die funksieselefoon staan, die pigment highlight absorbeer oortollige ligstrale om inwendige weerkaatsing wat dan dowwe beelde gaan veroorsaak te voorkom, en natuurlik het hy so baie bloedvate om al die selle van suurstof en voedingsstowwe te voorsien. So hierso kan jy byvoorbeeld baie mooi weer sien, so daar is my sklera, my buitenste laagie. Hier kan jy sien hoe net hierdie middelste laagie bloedvatryk is. Jy kan sien selfs daai binneste laagie wat hierso lê het ook nie bloedvate nie. So daai laagie daar is vreeslik crucial om veral hierdie weefsel wat hier is, die suurstof en die voedingsstowwe te voorsien wat hulle gaan nodig hê. Right, dan kom ons by die ciliare liggaam, of soos jou boek sê, die ciliaar liggaam. Nou ek wil hê jy moet sommer voor hom by sy bullet 'n sterretjie gaan maak en 'n sirkel omtrek, want hy is ongelooflik belangrik. Hierdie is een van die toepassingsvrae van die oog. So hulle wil basies die hele oog met jou bespreek, sodat hulle by hierdie twee gedeeltes kan uitkom. So by die ciliare liggaam gaan jy sien ons gaan leer van oogakkommodasie. So jy hoef dit nie neer te skuif nie, want dit staan daar regs onder in daai klein blokkie by hierdie gedeelte. En ek gaan dit met jou bespreek, maar ek wil solank jy moet verstaan wat sy funksie is. Jy kan tog nie die struktuur mooi verstaan as jy nie weet wat hy gaan doen in die oog nie. So weet solank, sterretjie met 'n sirkel om, vreeslik belangrik, ons gaan weer oor hom leer, maar kom ons kyk eers wat doen hy. Okay, so ons het nou al gekyk waar hy sit, maar kom ek wys net gou-gou vir jou, as hierdie byvoorbeeld my chorioïdlaagie is, die bloedvatryke laag, wil ek jy moet sien op die einde van die chorioïdlaagie, kry ek hierdie gedeelte hierso, en dis my ciliare liggaam. Maar my ciliare liggaam het op sy punt wat ons noem die iris, ons gaan nou weer daarna kyk, en hy het ook wat ons noem suspensoriese ligamente. So hierso kan jy baie mooi die suspensoriese ligamente sien. Right, so hier is nou vir jou vereenvoudigde weergawe dat jy gou mooi kan sien. Die swart lyn op hierdie foto sal dan nou my chorioïdlaagie wees. Die eerste gedeelte wat jy kan sien is dan jou ciliare liggaam. Jou ciliare liggaam het suspensoriese ligamente en die ligamente is aan beide kante vas aan wat ons noem die lens. Nou die lens is 'n elastiese struktuur en hy gaan plat kan trek of rond kan word afhangend van waarna jy kyk. Dis hoekom ons die proses oogakkommodasie noem. Jou oog akkommodeer die voorwerp waarna jy gaan kyk. So hierso kan jy dit ook baie mooi sien. Daar gaan jy sien, daar lê jou ciliare liggaam, daar lê jou suspensoriese ligamente. Onthou kom ek altyd vir jou vir 4 of meer verskillende foto's wys, laat jy as jy nou weet wat dit is, dadelik gaan soek vir waar dit lê op daai foto. Nou op hierdie kan jy sien die lens het 'n spesifieke shape, maar as ek na 'n naby voorwerp gaan kyk, dan gaan die lens ronder word as gevolg van die werking van hierdie ligamente. En wanneer ek na 'n ver voorwerp kyk, gaan die lens platter word as gevolg van die werking van die ligamente, maar die ligamente kan niks by hulle self doen nie. Hulle reageer op wat hierdie ciliare liggaam doen. So dit gaan soos 'n domino effek wees. Die een gaan maak dat die ander saamtrek wat gaan maak dat die volgende ding van vorm verander. Dis hoekom jy nou baie gemaklik jou boek kan lees en as jy opkyk, dan kan jy baie gemaklik 6 meter ver ook deur die venster kyk as jy sou wou. Right, so kom ons kyk gou wat sê hulle vir ons in ons boek. Die ciliare liggaam is letterlik, highlight die woorde en dis hoekom ek vir jou hierdie swart streepies hier ingesit het, 'n verdikking van die voorste gedeelte van die chorioïd. So die chorioïd gaan oor in 'n ciliare liggaam, hy word 'n ciliare liggaam. Wat uit, en ek wil hê jy moet dit highlight, onwillekeurige spiere, bekend as ciliaarspiere bestaan. So met ander woorde, ek kan kies waarna ek kyk, maar dit was 'n besluit. Ek kan nie kies wat my oë doen wanneer ek daarna kyk nie. So ek kies om nou na my boek te kyk, ja, maar ek kan nie besluit wat daai ciliare liggaam doen wanneer ek na my boek kyk nie. Dis hoekom dit onwillekeurig is. Dan sê hulle vir ons daar, die ciliare liggaam is met, highlight die woorde, suspensoriese ligamente aan die lens vasgeheg. So dit het ons nou baie mooi gesien. Dan sê hulle vir ons daar, wat is sy funksie? Hy gaan saamtrek en verslap, highlight, om die kromming van die lens gedurende oogakkommodasie te verander. So hy gaan basies die lens either ronder maak, of hy gaan hom platter maak. Dis die twee goed wat gaan gebeur. Hoe weet jy watter een? Dit hang af na watter voorwerp jy kyk. Ons gaan dit in detail bespreek. So moenie nou daaroor worry nie. Solank as ek vir jou later sê, onthou die ciliare liggaam, dan gaan jy nou hierdie klomp prentjies wat jy gesien het wel kan onthou.
Right, so om nou by die volgende gedeelte uit te kom, wil ek jy moet gaga mooi sien. Sien jy hoe daai ciliare liggaam op die punt van die koriet voorkom, maar sien jy wat gebeur hier? As ek nou my ciliare liggaam moet gaan soek, dan gaan hy daar sit. Kyk wat gebeur nou met die ciliare liggaam. Behalwe vir sy suspensoriese ligamente, wat ek nou glad nie in hierdie foto kan sien nie, gaan die punt van die ciliare liggaam bo oor die lens strek. En daai punt wat bo oor die lens strek, gaan met ander woorde vir my die iris vorm. So hier kan jy dit baie mooi sien. Daar so lê my ciliare liggaam. Daar kan jy sien hy strek en hy maak letterlik 'n punt. En daai punt wat bo oor die lens gaan, kyk of jy kan sien, dra die pigment, hier kan jy dit sien, die blou pigment. En dit gaan dan die iris van die oog vorm en dit gaan nou ons volgende gedeelte wees. So daar kan jy dit baie mooi sien. Op die foto, waar ek sommer gou vir jou die conjunctiva gewys het, sien jy dat dit 'n losvliesie is wat letterlik bo oor die oog lê. Hier kan jy sien die cornea gaan oor binne-in wat ons noem die sclera. Goed. Right, so as ons nou kyk na die iris, dan wil ek jy moet vir jouself by die iris ook 'n sterretjie met 'n sirkeltjie om gaan maak. Die iris is ongelooflik belangrik, want die iris gaan werk met die pupilmeganisme, en dit gaan oor helder en dowwe lig. So die ciliare liggaam, het jy nie bygeskryf oogakkommodasie nie, want dit staan reeds daar in die blokkie. Jy kan dalk langs oogakkommodasie net gou vir jouself die woordjie afstand gaan skryf. So afstand is waarmee hy gaan werk. By die iris gaan ons werk met die pupillêre meganisme en dit gaan oor die ligintensiteit. So as jy wil, moenie eers pupillêre meganisme gaan skryf nie daar ligintensiteit. So jy het nou baie mooi gesien hoe vorm die iris. Hy is letterlik 'n uitstulping van die koriet. So hulle sê vir ons daar, die iris is 'n ronde gekleurde struktuur en highlight dit hulle beskryf en verduidelik dit so mooi. Ek gaan dit nou vir jou op 'n foto wys. Dit hang soos 'n gordyn na die middel van die oog toe. So wat ek wil hê jy moet verstaan is, hy word van die buitekante af gevorm en hy gaan nooit heeltemal tot in die middel nie. So dit is 'n struktuur wat letterlik 'n gat in die middel het. Dan sê hulle vir ons daar, dit kom aan die voorkant van die lens voor en highlight is aaneenlopend met die koriet en dit kan ons nou baie mooi sien. So hier kan ons sien hy's aaneenlopend met die koriet. Right, en dan sê hulle vir ons daar, kom ek wys net gou vir jou as jy nou mooi na hierdie ouetjie kyk, daar kan ons sien sit 'n deel van die iris, so daar is die aaneenlopendheid met die koriet. Dan sê hulle vir ons daar, dit besit pigmente, highlight, wat die kleur aan die oog gee, en dit het twee stelle, highlight die woorde onwillekeurige spiere, wat ons noem die radiale spiere en die kringspiere. Kom ek wys hulle gou vir jou. So as ons kyk na dit, ons radiale spiere gaan hierdie ouetjies wees, en hulle werk gaan wees om die pupil oop te trek. Right? En dan ons kringspiere gaan die volgende ouetjies wees, en daar kan jy sien hoekom hulle kringspiere noem, en hulle werk gaan wees om die pupil toe te druk. Nou ek weet nie of jy dit nou al geklik het nie, maar hulle sê vir ons, in die middel van die iris is 'n opening, die pupil, waardeur ligstrale die oog binnekom. So baie mense, as jy na hierdie foto kyk, weet nie, laat die pupil 'n gat is nie. Hulle dink die pupil is 'n swart kol, maar die pupil hierso, met ander woorde, is daar absoluut niks. So dis hoekom hulle vir ons sê die iris hang soos 'n gordyn van die kante af bo oor my oog, maar die iris is nie tot in die middel nie. So alles wat nie iris het nie, is spasie. Hoe kan dit dan so pikgiet swart wees? Kan jy onthou ons het geleer die koriet het 'n pikswart pigment in? So met ander woorde, en dis hoekom daar die spreekwoord is wat sê jou oë is die vensters tot in jou siel. So as jy basies in iemand se oog inkyk, dan moet jy reguit deur kan sien tot binne in sy retina wat sy derde laagie is. Maar jy kan nie, want dit is so donker as gevolg van daai pigment. So die pupil is a nothing, daar is niks daar nie. So as jy na hierdie foto kyk, as jy nou die conjunctiva wat hier bo lê en die cornea wat die deurskynende gedeelte is, imaginary kon afhaal, dan sou jy 'n speld hierdeur kon druk sonder om aan enigiets te raak. Daar's niks daar nie. Hy gaan net in 'n groot oop holte in wat die oogholte aan die binnekant is. So hier kan jy sien is die pigment wat hulle byvoorbeeld van praat. En hierdie is een van my all-time favorite foto's, want hier kan jy so mooi sien hoekom hulle sê, hy hang soos 'n gordyn na die middel van die oog toe. So kan jy sien, hy gaan letterlik in en hy maak 'n punt. Jy kan sien hy is 3D, hy gaan
aan die agterkant gaan hy weer om. So basies wat jy nou nie op hierdie foto sien nie, is dat die ciliare liggaam van die chorioid hierso is, en daai uitstulping van die ciliare liggaam is nou hierdie gedeelte wat jy hier sien, maar dit is reg rondom so. So die ciliare liggaam hardloop reg rondom, en dan die uitstulping hardloop reg rondom. En op hierdie foto kan jy verskriklik mooi al die gedeeltes sien wat ons nou bespreek het. Jy kan byvoorbeeld op hierdie foto, kan jy die cornea baie mooi sien, wat hierdie laagie hier aan die buitekant is, wat nou reg rondom gaan, maar hier kan jy ook sien dat hierdie in die middel absoluut 'n gat is, en jy kan ook die pigment sien waarvan hulle praat. Onthou ons het geleer van pigmente by genetika, en ons het geleer dat oogkleur byvoorbeeld 'n voorbeeld van meervoudige allele is. Daar's meer as een ding wat jou oogkleur gaan beïnvloed. Hier kan jy ook verskriklik mooi sien. So, as jy nou hierdie foto met die vorige een vergelyk, kan jy sien hoe groot is die pupil. So op hierdie foto wou ek vir jou die spiere gewys het. So kyk of jy daarso kan sien. Onthou nou ons kry radiale spiere wat so maak, en ons kry kringspiere wat so maak. So die een spier gaan die oogpupil ooptrek. So as hy so groot is soos hier, dan kan ons nou meer lig inkom. So jy sal 'n groter pupil hê in dowwe omstandighede. En dan die kringspiere gaan die pupil toedruk, en hy gaan hom toedruk in helder omstandighede. So dis hoe ek wil hê jy moet daaraan dink. Hierso kan jy ook die oogspiere verskriklik mooi sien. So al hierdie gedeeltes wat so afgaan, kan jy sien is radiale spiere. En dit wat so hier in die ronde gaan, kan jy sien is kringspiere. Okay, so basies, wat is die funksie van die iris? Hy het net een werk, jy kan highlight. Dit reguleer die hoeveelheid lig wat die oog gaan binnekom deur die grootte van die pupil te beheer. So, ons gaan later in detail leer hoe dit werk, maar nou weet jy presies waar hy sit en hoe hy gevorm word. Dit bring ons by ons lens, wat die laaste gedeelte is van die middelste bloedvatryke laag. Die lens is 'n super cool gedeelte, want dit is een van daai strukture wat mense nie kan maak nie. So dit wat jy het is so magnificent, dat geen mensgemaakte lens nog ooit die werk kon doen nie. Daar is al mensgemaakte lense, maar dan is hulle nie elasties genoeg nie, of hulle is nie deursigtig genoeg nie. So die lens is regtig 'n ongelooflike struktuur. Hulle sê vir ons daar, dat dit 'n rubberagtige, elastiese, maar deurskynende en bikonvekse struktuur is, wat highlight van vorm kan verander. Onthou ons het gesê jou hele proses van sig gaan werk op grond van ligbreking. En daar gaan 4 goed wees wat die lig moet breek. En as een van daai 4 goed nie hulle werk doen nie, dan werk jou oog nie soos wat hy moet nie, en dan moet jy brille dra, waaroor ons gaan praat later. So daar kan jy sien is waar die lens sit. Ons het nou al so 'n bietjie van hom geleer. So hulle sê vir ons daar, dit word altyd in posisie gehou deur suspensoriese ligamente wat aan die ciliaarliggaam geheg is. Ons het hulle klaar gesien, so ons weet presies dit. Net gou hierso vir interessantheid, dit is kristalagtig en deursigtig. Die middelpunt van die lens is gelyk met die middelpunt van die pupil. Dit kan jy ook makliker sien. Hy is vas aan suspensoriese ligamente en hy is vas aan 'n ciliare liggaam. Die lens se werk is, hulle sê vir ons by die funksie, dit verander van vorm om ligstrale vanaf naby en ver voorwerpe sodanig te breek dat dit 'n duidelike beeld op die retina gaan vorm. Goed, so hier kan jy nou baie mooi sien waar sit die lens. Jy kan byvoorbeeld sien dat as die lens daai gedeelte daar is, laat die middelpunt van die cornea, die middelpunt van die pupil en die middelpunt van die lens presies in lyn is met mekaar. Dan kan jy sien, hier is die voorste gedeelte van my oog en hier is die agterste gedeelte van my oog. So iets wat ons bietjie later ook gaan leer, maar ek wil dit so lank vir jou wys, is die lens split die oog in 2 oogkamers. So hierdie gedeelte hier gaan die voorste oogkamer wees en hierdie gedeelte hier gaan die agterste oogkamer wees. So hy is die split point. Ek kan hom nie die middelpunt noem nie, want hy is nie in die middel nie, maar hy is die splitting tussen die voorste en die agterste gedeelte. So kom ons kyk na die lens en hoe hy lyk in die regte lewe. Right, so hierso lê die lens. Ek wens ek kon jou laat voel hoe hy voel, maar jy kan klaar net imagine. So wat ek wil hê met besef van die lens is, hy het 'n definitiewe vorm. Dis nie dat hy shapeloos is nie. Hy het 'n definitiewe vorm, hy moet 'n konvekse vorm hê, maar hy kan van vorm verander. So sou jy wou hê hy moet platter word, dan kan hy plat getrek word met daai ligamente. Maar wanneer ek wil hê hy moet ronder word, dan kan daai ligamente ontspan en dan word daai lens net dood eenvoudig weer ronder.
Dan volgende foto is nie regtig grous nie, ek weet nie. Daar kan jy nou mooi sien, op hierdie foto wil ek vir jou gewys het, hoe swart is daai swart pigment. Sien jy hoe pikswart dit is? So sien jy hoekom, as jy na iemand se pupil kyk, wat letterlik lyk soos 'n plat sirkeltjie wat daar bo-op geplak is, sien jy hoekom is dit so swart? Want kyk hoe pikswart is die binnekant van die oog. Hierso wil ek ook hê jy moet mooi kan sien jy hoe lyk die sklera? Jy kan sommer sien die sklera is 'n harde, taai weefsel. En jy moet onthou die rede is, hy gaan getrek word deur spiere en hy moenie kan vorm verander nie of van vorm kan verander nie. Jy kan hier mooi sien sit die lens, right? Jy kan hier sien is my voorste oogkamer, daar kan jy sien is my agterste oogkamer. Ek wys dit vir jou want ons gaan later leer dat hulle met verskillende vloeistowwe gevul is wat ook help met ligbreking. Jy kan hier sien is my kornea en jy kan duidelik sien wat hulle bedoel het met hy's konkaaf, waar die res van my oog sferies is. En hierso waar ek gehad het jy moet sien, is my optiese senuwee, wat nou van my oog af na my brein toe gaan. En hierso kan jy weer baie mooi sien, daarso waar ek net vir jou die lens gewys het, dat jy kan sien hy het 'n definitiewe vorm, en hierso waar ek gehad het jy moet ook die pigment sien, so daar kan jy nou die pikswart pigment sien. Right, so ons het vandag die buitenste veselryke laag gedoen, en ons het die middelste bloedvatryke laag gedoen. Môre gaan ons die ligsensitiewe retina doen, en ons gaan ook so 'n bietjie praat oor die verskillende oogkamers, en die werking van die oog. Goed, so dis dit vir vandag. Al wat jy vandag vir huiswerk hoef te doen, is vraag 17 en 18. Dit is die enigste 2 vrae wat te doen het met die werk wat ons vandag gedoen het. Soos wat ek nou gesê het, ons gaan môre met die inwendige deel van die oog begin, wat bietjie meer detail en name en bietjie meer kompleks is. Dan gaan jy die volgende van die huiswerk vrae kan doen. So dit was dit vir vandag, ons gesels weer môre.